Die doop is soos die ondertekening van 'n kontrak. Die Christelike waterdoop is die fisiese handeling van die mens wat, in die geestelike dimensie, dieselfde doel dien as die ondertekening van 'n sekulêre kontrak. Dit beseël en bekragtig die verbond tussen God en die mens onder die nuwe verbond van genade. Inleiding. Jesus het na die aarde gekom om die hele mensdom van 'n opsie te voorsien om met God te versoen, na die fiasko in die tuin van Eden. Hy het homself as sondoffer gegee om God se geregtigheid te bevredig en sy toorn af te wend. Hy het dit namens alle mense gedoen, 'n selfopoffering wat dien om voorsiening te maak vir die vergifnis van sonde. Die realiteit wat hierdeur tot stand gebring word, is dat hierdie onbaatsigtige gawe beskikbaar is aan elke mens op aarde wat daarvan gebruik wil maak. Almal weet egter dat min mense, vreemd genoeg, werklik belangstel in hierdie vryliefde gawe. Die volgende Bybelvers illustreer en ondersteun die stelling. Matteus 7 vers 13. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Die toorn van God het ontvlam. Die Vader was na die sondeval in die tuin van Eden toornig teenoor die mens. Hy het egter tog daarna verlang dat sy skepsels die behoefte sal beleef om bevry te word van Satan se heerskappy en 'n verlange sal ontwikkel om terug te keer tot hul Skepper God se heerskappy. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Die koine Griekse woord wat in hierdie Bybelvers as glo vertaal is pistevas. Dit dui nie bloot op die aanvaarding van feite as waar nie, net te glo nie, maar eerder op vertroue, oorgawe en die toevertrou van jouself aan God. Om hierdie betekenis duideliker oor te dra, moet die gedeelte eerder soos volg verstaan word. Hy wat aan die Seun toevertrou, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Die vereiste om die bepalings van die saligmakingsproses gehoorsaam na te kom, soos dit in Handelinge 2 vers 38 uiteengesit word beklemtoon deur die volgende skrifgedeelte. Hebreërs 5 vers 8. Hy, al was hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Die keuringsklausule. God het geweet dat nie almal 'n opregte behoefte sal toon aan die nakoming van die vereiste nie, en moes daarom 'n keuringsklausule insluit in die opdrag. God is alwetend, wat hom in staat stel om volgens sy voorkennis te weet wie diegene is wat 'n opregte behoefte sal ontwikkel om onder die nuwe verbond terug te keer na sy heerskappy. Vir hierdie doel het God na diegene met 'n opregte behoefte uitgereik, deur hulle geestelik na hom te trek. Die keuringsklausule. Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. God se optrede, soos beskryf in Johannes 6 vers 44, verteenwoordig die enigste en uitsluitlike meganisme waardeur die proses van saligmaking geïnisieer en in werking gestel kan word. Dit is 'n wilsbesluit wat deur die Vader geneem word. Indien die persoon die Vader se trekking op sy gees ervaar en gunstig daarop reageer, dan keer hy hom letterlik weg van Satan en terug tot God. Hierdie oorgang word bekering genoem. Die persoon bekeer hom tot God. Die optredes wat saligmaking stapsgewys beskryf. Die optrede van die mens, soos hierbo beskryf, is die vervulling van die eerste stap in sy toetrede tot die nuwe verbond, wat inderdaad as deelname aan 'n kontrak tussen die mens en God gesien kan word. 'n Goddelike verbond met die mens is 'n geestelike kontrak tussen God en die mens.
In hierdie geval, die nuwe verbond. Wanneer die mens hom bekeer tot God en weg van Satan en die sondige lewe wat hy voorheen so ywerig beoefen en geniet het, aflê, voldoen hy aan die eerste vereiste vir toetrede tot die verbond en betuig hy sy voorneme om hom onlosmaaklik aan die nuwe verbond in Christus te verbind. Die tweede stap bestaan daaruit dat die persoon die kontrak moet onderteken. In die ondertekening van die kontrak bestaan die ondertekenproses uit 'n vleeslike optrede in die tasbare dimensie deur die mens en 'n bonatuurlike handeling in die geestelike dimensie deur God. Die waarneembare vleeslike optrede, hierbo gemeld, wat die ewige verbintenis van die persoon tot die verbond illustreer, is die fisiese waterdoop, waar tydens die ou sondige gees wat met bekering gesterf het, begrawe word in die doop. Romeine 6 vers 7. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus, saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. 'n Nuwe lewe is altyd 'n geboorte. In die geval, 'n wedergeboorte. In die geestelike dimensie vorm hierdie begrafnis 'n ewige skeiding tussen die mens en sy sondige gees, as ook daardie mens se geestelike verbintenis met Satan. Die finale vervulling van die proses. Omdat die mens nou bevry is van die sonde en Satan se heerskappy oor hom, en omdat hy nou 'n rein en skoon ontvanger is vir die nuwe gees wat God deur wedergeboorte aan hom skenk, word hy geestelik deur hierdie skenking 'n nuwe, sondelose skepsel, wat weer eens God se ewebeeld projekteer. Dit beskryf die proses van bekering en wedergeboorte, wat saligmaking as eindproduk het. Daar moet egter ook van sekere toepaslike verwante onderwerpe melding gemaak word. Die fisiese onderdompeling van die dopeling in water het ten doel om die onsigbare proses wat op daardie oomblik in die geestelike dimensie plaasvind, deur middel van 'n fisiese voorstelling van 'n geestelike begrafnis uit te beeld, en het op sigself geen geestelike waarde nie. Dit is nie 'n teken van enige aard nie, maar bloot 'n simboliese handeling wat die fenominale bonatuurlike werk wat God in die geestelike dimensie verrig, sigbaar bevestig. Lukas 11:29. En toe die skare saamstroom, begin hy te sê: Hierdie geslag is boos. Dit soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 'n teken was vir die Ninewiete, so sal die seun van die mens ook wees vir hierdie geslag. Jesus is die enigste teken wat onder die nuwe verbond gegee is. Die opdrag aan die mens om te doop noodsaak die mens se deelname aan die goddelike vereiste van 'n fisiese handeling, wat die sigbare voltooi en uitbeeld van die geestelike proses waardeur die mens saligmaking en 'n nuwe, sondevrye gees van God ontvang. Daar moet ook kennis geneem word van die feit dat 'n mens uit liggaam, siel en gees bestaan, en dat die geeskomponent die werklike mens is, daardie gedeelte wat in die ewebeeld van God geskape is. God is gees. Johannes 4 vers 24. Daarom is die nuwe, wedergebore mens in die geestelike dimensie weer eens die ewebeeld van God en gevolglik sondevry. Sonde is 'n geestelike oortreding teen God, wat soms, maar nie uitsluitlik nie, in die vleeslike dimensie manifesteer en so waarneembaar word vir die mens. Vir hierdie rede beskryf die Bybel die wedergebore mens se posisie soos volg. 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees,
as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Daarom is die wedergebore kind van God, wat getrou aan die voorgeskrewe saligmakingsproses voldoen het, 'n heilige en nie meer 'n sondaar nie. Die Gees van Christus is nou in hom woonagtig en verteenwoordig sy nuwe Heilige Gees. 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek julself of julle in die geloof is. Stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerplik is nie. Sonder gehoorsame, toegewyde en opregte nakoming van die voorwaardes wat in die verbond met God vervat is, kan daar geen hoop op saligmaking wees nie. Ongeag hoe opreg iemand ook al optree volgens eie oortuigings of afwykende kerklike leerstellings. Indien beide partye nie volkome en getrou aan die terme van die kontrak voldoen nie, kan daar in die geestelike dimensie, net soos in die sekulêre sfeer, geen verbond bestaan nie en bly die mens verlore. Dit is egter onbetwisbaar so, dat God nie sal afwyk van enige bepalings in die kontrak nie, maar dat die mens die feilbare komponent is, veral weens sy kenmerkende wederstrewigheid. God heg soveel waarde aan hierdie saligmakende handeling, dat hy sy eniggebore seun gegee het, om te kom ly en sterf, weer aan 'n kruis vasgespijker te word, ten einde die voordeel van verlossing beskikbaar te stel aan elke mens wat die behoefte ervaar om met hom versoen te word. Hoe durf die mens so 'n groot liefde met ongehoorsaamheid en eie sinnigheid verag?